en totaal meer aanpasbaar. Diere siektes regtig op die spits gedryf. With many challenges facing agriculture these days, no farmer can afford animals that do not add value to the farm. Able to excel in arid and subtropical areas, with its natural disease resistance and environmental tolerance, the Bonsmara is productive where most other breeds would fail. Bonsmara, the breed for all reasons. Ja, baie dankie en goeiedag. Op die 21ste wolveiling van die seisoen wat op 11 Februarie plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark sy sterk loopie voortgesit en weer eens versterk teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 1,7% hoër verhandel vir alle merino wol en 2,3% vir gesertifiseerde wol en het teen 'n skoonprys van R237,57 per kilogram en R243,47 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook weer hoër verhandel en het met 0,9% versterk teenoor die vorige veiling. Nou die redes vir die styging in die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik as gevolg van die versterking van die Australiese mark, maar ook as gevolg van die konstante positiewe vraag uit die ooste. Volhoubaar gesertifiseerde wol het 40,7% van die merino aanbieding uitgemaak, met egter die grootste gedeelte van die totale aanbieding wat bestaan het uit goeie kwaliteit, langer lengtes, fyner mikronwol, wat dan ook verder gesorg het vir gesonde vraag soos ons reeds genoem het en kompetisie tussen kopershuise. Die hoogste prys van R309,05 per kilogram skoonwol of R218,10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n eenbaal lot merino wol van 16,5 mikron. Daar is in totaal 12.302 bale aangebied met 'n uitstekende verkoopsyfer weer van 97% van die totale aanbieding. BKB Pinnacle Fibers het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur G Modiano, Standard Wool SA en Tianyu SA. Dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol MF5 tipes en dit was dan soos volg. Soos jy reeds weet, onderskei ons tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons kyk na 17,5 mikron. Nie gesertifiseer, R249,10 per kilogram. Gesertifiseer R278,82 per kilogram, met 'n premie van 11,9%. 18 mikron nie gesertifiseerde wol verkoop vir R245,12 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R274,98 per kilogram, met 'n premie van 12,2%. Kom ons loer na 18,5 mikron, nie gesertifiseer, R239,33 per kilogram, gesertifiseer R265,18 per kilogram, met 'n premie van 10,8%. En laastens kan ons kyk na 21,5 mikron, nie gesertifiseer, R220,29 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop het vir R241,60 per kilogram, met 'n premie van 9,7%. U kan dus sien dat daar weer oor alle mikron groepe goeie verkope was met baie gesonde premies. Die volgende wolveiling is dan geskeduleer vir, let wel, 25 Februarie, waar sowat 9.359 bale aangebied sal word. Dus 'n 2 weke verloop tussen veilings en dit dan om die Chinese nuwe jaar te akkommodeer wat op 17 Februarie plaasvind. Nou ja, dit ons storie hierdie week rakende die wol sake. Tot ons weer gesels, alles wat mooi is vir u, mooi loop.
Ons weet dat El Niño en La Niña 'n groot invloed uitoefen op Suid-Afrika se langtermyn of seisoensvoorspellings, seisoensreënval, maar ook in die suidelike halfrond en selfs in die noordelike halfrond. En die redes hoekom dit so is daar's 'n verandering in die see-oppervlaktemperature en die see-oppervlak of die see-temperature bepaal eintlik die oorhoofse weerstelsels en klimaatstelsels wat heers. En as een plek warmer of koeler is, dan is daar 'n verskuiwing van ons stelsels. Aan die ander kant weet ons en ons sien dit dat klimaatsverandering, globale verwarming ook 'n al hoe groter rol speel. En die vraag is, kan globale verwarming of klimaatsverandering maak dat ons meer El Niños of La Niñas kan sien? Ons moet hier 'n bietjie perspektief kry. Die gemiddelde temperature van die aarde word warmer, maar dit is nie noodwendig dat die verspreiding van temperatuur altyd eweredig warmer word nie. So as ons net kyk die afgelope 25 jaar, het ons heelwat meer La Niña verskynsels gesien as El Niño verskynsels. As ons hier van 1950 tot 2025 kyk, was dit baie mooi gelykop verdeel tussen El Niño, La Niña en dan die tussenin of neutrale fases met elk omtrent so 30-33%. Maar daar het 'n verstoring gekom hier van 2000 af, meer La Niñas. As ons net na die laaste 5-6 jaar kyk, het ons 3 La Niña verskynsels gehad, 2 swakkerige verskynsels, 'n La Niña neutraal en net 1 redelike sterk El Niño. So ons het baie minder El Niños gehad. En van sommige modelle beweer of toon aan dat ons dalk eerder meer La Niña verskynsels gaan kry as wat ons El Niño verskynsels kry. Nou dit maak nie altyd sin want ons het warmer temperature, maar hitte veroorsaak wind en wind veroorsaak dat die oppervlakwaters wegbeweeg en dieper waters of koeler waters uit die dieper laag na bo kom. So hierdie is nie 'n reglynige antwoord nie. Op hierdie stadium lyk dit eerder asof ons maar gaan terugkeer na gelyke El Niño, La Niña en dan die tussenin fases. Wat is die rol van die bees se vel by aanpasbaarheid? Nou dis navorsing wat professor Michiel Skols al vir talle jare mee besig is. Hy is natuurlik verbonde aan die Vrystaat Universiteit en ook aan die Landbou Navorsingsraad hier in Pretoria. Michiel, ja, baie interessant. Van waar die belangstelling in die rol van die bees se vel? Ja, wel my navorsing is op klimaatsverandering en aanpasbaarheid gebaseer en met die klimaatsverandering word daar gekyk hoe die vel en die kleur van die velle en die hare 'n rol kan speel by aanpasbaarheid, by klimaatsverandering en veral hittestres en daar het 'n klomp gerugte of persepsies ontstaan wat nie noodwendig waar is nie. Nou wonder ek watter kleur is die beste bestand teen hitte. Nou ek dink ek gaan vir jou sê swart. So wat sê jy? Okay, kom ons kyk. Daar's baie argumente of dit nou wit of swart is wat die belangrik is, maar in Brasilië het hulle navorsing gedoen en hulle het gevind dat diere met swart velle en ligte hare die beste bestand is, want die ligte hare weerkaats die sonstrale en die swart vel verhoed dat die ultraviolet inkom en van die weefsels beskadig. Byvoorbeeld ultraviolet bestraling kan die DNA vernietig wat dan 'n effek gaan hê op sekere prestasies van die dier. So die donker vel is nie noodwendig dat hy meer hittebestand is nie. Hy neem bietjie meer hitte op, maar die feit dat hy ander
aspekte het, soos ultraviolet bestraling verhoed en so aan, dan maak dit hom eintlik in totaal meer aanpasbaar, want daar's melanien in hierdie donker vel, en dit verhoed dat die ultravioletstrale die DNA beskadig, en dit is daai twee uitbalanseer, dan is die donker vel tog voordeliger. Die voordeel van die donker vel is, dit verhoed byvoorbeeld die afbraak van iets soos folaat in die bloed. Nou folaat is 'n vitamien B, wat noodsaaklik is vir voortplanting. En dit sluit 'n normale fetale ontwikkeling, en dit byvoorbeeld beide vrugbaarheid, en die eindresultaat is hoër kalfpersentasie. So, beeste met donker velle en ligte hare, het hoër kalfpersentasies gehad in Brasilië, wat baie belangrike resultate is. Maar wat is die vel? Die vel is 'n orgaan. Baie van ons besef nie dat die vel 'n orgaan is nie, en dis die grootste orgaan in die beeste liggaam. En eerstens dien dit as 'n versperring teen die eksterne omgewing en die interne omgewing. Byvoorbeeld dit hou, so hitte kan dit uithou, dit kan siektes, dit kan kieme uithou, en dit gee ook sensasie aan die dier. Die vel laat die dier kan voel of dit warm is, as dit koud is daar pyn, en al daai tipe goed. So die vel is eintlik baie belangrike sensoriese orgaan om die dier te vertel wat gaan aan. Kan jy vir ons 'n paar funksies van die vel noem? Ja, ek dink die belangrikste funksie van die vel is die regulering van temperatuur, of ons noem dit termoregulering. En die vel probeer om die liggaam se temperatuur by 37 grade Celsius te hou. So as dit warm is, dan gaan daar meer bloed vloei na die vel toe, sodat die hitte kan uitgestraal word, sodat die dier kan afkoel. As dit kouer is, dan vloei die bloed weg van die vel af. Die bloed word dieper in die liggaam gebêre om die hitte van die dier te behou. En dan, ander meganisme wat die vel het om van hitte ontslae te raak, is deur die sweetkliere in die vel. So die dier sweet en raak dan so van hitte ontslae waar die water verdamp. Die probleem is die dier die water bedrink nie, dan gaan hy dehydreer. En boere besef nie altyd dat tydens periodes van hittestres is dit baie belangrik dat water altyd beskikbaar moet wees. Is daar 'n verwantskap tussen die veldikte en bosluisweerstand? Ja, daar word dikwels die stelling gemaak dat inheemse rasse dikker velle het en daarom is hulle weerstandig teen bosluise. Dit is egter nie waar nie, want 'n ras soos die Nguni is een van die rasse met die dunste velle in Suid-Afrika. Nou, die LNR het jare terug navorsing gedoen, waar daar gekyk is na die verskille in bosluisbestandheid tussen die Nguni, die Bonsmara en die Hereford. En hierdie diere is aangehou in die Groblersdal omgewing waar daar baie bosluise is, en daar is gekyk na die natuurlike besmetting op die veld, en ons het die aantal volwasse bosluise getel. Want dit gee vir jou 'n aanleiding van hierdie bosluis kon hy aanheg en kon hy oorleef, dis die belangrikste. En daar het ons natuurlik gevind dat die Nguni die minste bosluise gehad het, dan die Bonsmara en dan soos wagte die Hereford die meeste bosluise gehad het. Maar die Nguni het die dunste vel gehad en die Hereford die dikste vel. En ons kon ook geen verwantskap tussen bosluisweerstand en veldikte binne of tussen rasse kry nie. So dis duidelik veldikte het niks met bosluisbestandheid te doen nie. Kom ons praat oor die verskillende vleisrasse in Suid-Afrika. Hoe vergelyk die veldikte? Ja, daar word baie gesê oor die veldikte van beeste in Suid-Afrika en 'n klomp gerugte word versprei. So daar's 'n klomp wanpersepsies. In die prestasietoetsing wat ons doen, word elke bul se veldikte gemeet. So ons het 'n klomp resultate vir inligting oor die veldikte. En ek het net gaan kyk na die rasse waar ons meer as 2000 metings gehad het, want ek wou seker maak ons kry 'n akkurate meting. En daar het ons gevind dat rasse soos die Pinsgouer, die Brahman, die Afrikaner, die Bonsmara en die Boran, is die rasse met die dikste velle. Hoekom sou die Pinsgouer so dik velle? Ons weet nie. En die rasse met die dunste velle is die Brangus, die Angus, die Nguni, die Charolais en die Limousin. En so die
die rasseklassifikasie maak glad nie sin nie. So ons sal moet gaan kyk en navorsing doen en sien hoekom is dit so. Die punsgouer wat in die Alpe ontwikkel het, dalk was 'n dik vel nodig om om by die Alpe-omgewing aan te pas. En dit het behoue gebly, want daar's niks wat daar teen gewerk het nie. Hoekom die Ngoni so dun vel het? Dit bly nog vir ons 'n verrassing. Dit maak die vel dalk baie meer beweeglik, so hy kan die borsels afskud. So sê vir my, wat is jou slotsom nou oor die vel van die bees? Wel met klimaatsverandering sal ons baie meer navorsing moet doen oor die veldikte, maar ook wat se kliere daar in die vel voorkom. Daar kan sweetkliere en ander kliere in die vel voorkom en daar kan verskille wees tussen rasse. En ons sal daai navorsing moet doen as ons wil verstaan wat die rol van veldikte by aanpassing by klimaatsverandering kan speel. Nou ja, ek hoop ek het die voorreg om met jou daaroor te gesels wanneer jy reg is. Professor Michiel Skols, baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie. Professor Michiel Skols wat vandag met ons gesels het oor die rol van die bees se vel in aanpasbaarheid. Diere siektes kom onder bespreking vandag met Dr. Frikkie Maree van die Rooi Vleisprodusente Organisasie. Nou Frikkie, ek dink ons is so geneig om net te fokus op bek en klauseer, maar daar's heelwat wat aangaan daar buite, so gee vir ons 'n algehele prentjie. Ja, Lisa, ek dink daar's op hierdie stadium Suid-Afrika se geheel en dan van ons buurlande is diere siektes regtig op die spits gedryf. Bek en klauseer oorheers alles en oorheers die nuus. Maar dan sit ook met knopvelsiekte, wat nou 'n groot probleem in Namibië en dele van Suid-Afrika is. Slengtaalkoors sit ons op die punte van ons stoele oor. Ons het verlede jaar Oktober, November was daar 2 of 3 uitbrake in die Noord-Kaap gewees en dit is half dieselfde tendens as met die vorige uitbraak hier rondom 2010 wat ons 'n baie groot uitbraak gehad het en die geskiedenis wys dat hy so elke 15 jaar kom. So ons wag weer dat slengtaal uitbreek. Ek het knopvelsiekte genoem en dan by die varke sit hulle met Afrika varkgriep. Dit val nou nie noodwendig onder die RPO nie, maar jy hoor by SAPO dat dit 'n geweldige probleem is. So terwyl bek en klauseer regtig op die spits gedryf word, is daar ook 'n klomp ander diere siektes wat op die stadium redelike probleme veroorsaak. Wat is die redes daarvoor? Dink jy dis maar klimaatsverandering? Ja, Lisa, soos ek gesê het, slengtaalk vir 'n voorbeeld is 'n insekoordraagbare siekte word deur muskiete oorgedra. Nou, in die geskiedenis het hy ook so elke 15 jaar voorgekom. So dis baie moeilik om te sê dit is klimaatsverandering, want ons het dit in die verlede ook al gehad. Ek dink net hierdie, ek is nie 'n veearts nie, maar daar sekere, neem ek aan, inkubasieperiodes en rustye en waar virusse en goed lê en dan kom hulle net weer op met 'n goeie reenseisoen, die regte tyd van die jaar ensovoorts. So, en ek dink dan 'n groot ding gaan nie noodwendig die insekoordraagbare siektes nie, maar bek en klauseer en van die ander goed gaan maar oor beweging. Ek dink die wêreld beweeg al hoe meer en vinniger en diere beweeg en daar's meer maniere hoe jy goed kan verkoop en mense beweeg en skuif en ek dink nie oor die geskiedenis het die voertuie waarmee hierdie siektes oorgedra kan word net al hoe meer geword. Kom ons praat oor die gemoedere van ons produsente. Dis nie goed op die oomblik nie. Nee, dis glad nie goed nie. Daar's hulle stories al buite, of nie net stories nie, hulle feite as jy dit so kan noem, waar ouens regtig hulle alles verloor het as gevolg van bek en klauseer, waar hulle in terme van iets soos slengtaalkoors weet dis iets op pad, maar as nie enstof om die diere te ent nie. Oeye is dragtig en ons kry nie genoeg dooie enstof in die hande nie. Varkplase met Afrika varkgriep, waar die diere verstaan op die ouend geslag moet word en die kapasiteitbeperkings, daar's diere welstand kwessies wat daarmee saamgaan as die diere te lank gevoer en gehou moet word, maar oor die algemeen gaan dit glad nie goed met die produsente nie en dit is nie net 'n finansiële verlies nie. Ek dink as 'n boer sien jou diere elke dag, jy werk elke dag met hulle en
om te sien hoe swaar hierdie diere regtig kry, om hierdie diere in party van die gevalle te moet uitsit. Ek dink dit vat aan jou menswees en daar's net nie antwoorde nie. So, jy het nog gesê daar's nie antwoorde nie, maar wat sê julle vir die mense op hierdie stadium? Ja, Lisa, ek dink ons probeer planne maak, ons is in gesprek met die regering. Die ding is, as georganiseerde landbou, as daar nie enstof is nie, moet ons probeer om enstof te kry. Ons kan nie die goed vervaardig nie, maar ons kan voorstelle maak en planne in plek probeer sit ensovoorts. Ongelukkig en al werk ons verskriklik hard om die goed daar te kry, draai die wiele stadig. Daar's verskillende partye wat die besluite moet neem. Ek dink van die redes hoekom goed stadig gebeur, is maar net waar 'n regulatoriese besluit 'n sekere tydsverloop het om die goed in plek te sit. Jy kan dink as elkeen net kan besluit wat hy wil doen en dit môre implementeer, gaan dit absolute chaos wees. Maar wat besig is om ons onder te kry is dat hierdie die grootste krisis is, of een van die grootste krisisse wat die veebedryf nog deurgegaan het. En as ons nou 'n paar jaar terug gaan na COVID toe, hoe vinnig besluite geneem kan word, hoe vinnig permitte goedgekeur kon word, want dit gaan oor mense. Ja, hierdie is dalk net diere, maar daar's mense agter die diere. En hoekom kan ons nie dieselfde stelsels in plek kry nie? Hoekom moet ons weke wag vir 'n permit, as dieselfde permit vir mense in 24 uur goedgekeur kon word? En dit beteken nie dat alles in 24 uur opgelos kan word nie. Maar wat ons frustreer is, dat alhoewel daar hoeveel planne is, daar is hoeveel voorstelle gemaak, word daar nie besluite geneem om aan te gaan nie. Ons maak al vir maande lank planne, en ons is op 'n punt waar daar besluite geneem moet word, dat hierdie goed daadwerklik in plek gestel kan word, sodat ons kan voortgaan. Daar's genoeg planne. Ons besluit wat se plan ons gaan vat, en dit maak werk. Ek wil met jou praat oor kommunikasie. Ek weet, ek luister maar na verbruikers, want 'n mens loop mos maar rond, en jy luister na wat produsente sê, en baie keer hoor jy, maar ons word nie genoeg ingelig nie. Nou is ek self op die RPO se WhatsApp groep, ek kan sien hoeveel kommunikasie kom deur. Julle is ook nie die enigste mense wat kommunikeer nie. Ek bedoel, ons het die rooi vleisbedryfsdienste, die regering en julle doen alles in julle vermoë om almal in te lig oor alles. Julle is totaal deursigtig, kan ek dit bevestig? Ja, Lisa, ek dink die probleem kom nie by deursigtigheid in nie. Dit kom by deursigtigheid oor bevestigde feite. Daar's soveel stories wat rondloop, daar's soveel, soos jy gesê het, kommunikasiekanale. Dis nie moeilik om inligting al buite te kry nie. Dit gaan nou oor dat hierdie inligting gesif moet word en jy verantwoordelik moet optree in dit wat jy versprei. Ek self sit in 'n posisie waar ek verskriklik baie stories hoor. Almal bel my en sê dit het daar gebeur en dit het in daai vergadering gebeur en hoekom is dit so en hoekom is dat so. En daai stories lê in my kop, maar ek kan dit nie vir produsente uitgee nie, want ek weet nie of dit so is nie. Selfs al hoor ek dit by 2 of 3 mense, dis nie 'n bevestigde feit nie. Kommunikasie en verantwoordelike kommunikasie is egter 'n baie moeilike ding. En veral as jy aan iets soos back and closure dink. Ons het, ek wil amper sê jare terug oor back and closure begin kommunikeer toe hierdie siekte begin versprei het. Die feit van die saak is, toe was dit in KwaZulu-Natal en ons kommunikeer in die hele land, maar die produsent wat in die Vrystaat of die Oos-Kaap of waar ook al sit, back and closure, ek gaan dit nie lees nie. Dit beïnvloed my nie. En dan 'n jaar later, dan is back and closure nou daar ook, en hy sê, ja, maar julle het niks gesê nie, hoe werk het, wat moet ek doen? Maar daai inligting is al lankal uitgestuur en dan moet jy weer kommunikeer. So ek dink dit is die een deel daarvan, party mense neem jou kwaadlik as jy dieselfde goed oor en oor uitstuur, want die ou wat dit al gelees het, begin dit irriterend vind. Die een wat dit nie gelees het nie, vind dit waardevol, maar almal word deur dieselfde kanale bedien. En ek dink dan die belangrike ding wat jy gesê het is, dit wat jy weet, wat op ons groepe is, wat die media dophou, is regtig dit wat ek weet. As ons praat van die bevestigde goed.
Die stories daar buite is al baie, jy weet dalk van hulle, ek weet van hulle, daar's 'n klomp, maar ons kan dit nie verkondig nie. So, as jy my bel en sê, maar ek wil hoor wat is die ware toedrag, gaan ek vir jou dieselfde feite kan gee, want die res is bespiegeling. Toe ek gister met jou gesels, het jy vir my gesê, dinge verander elke dag. Nou goed, teen die tyd wat ons kykers na hierdie onderhoud kyk, is daar nou al 'n dag of 2 verby. Waar staan ons nou? Kom ons praat oor back and closure. Lisa, ek dink in terme van back and closure, waar staan ons nou? Kom ons begin by entstowwe. Ons almal weet die bom het die week gebars oor Design Biologics wat Biogenesis Bargo die alleen ooreenkoms teruggetrek het, en op hierdie stadium gaan dit nie vir produsente oor waar die entstof vandaan kom nie. Ons het entstof nodig en ons het dit vinnig nodig en ons wil weet of die goed hier gaan kom. So ek kan my nie uitlaat tussen Biogenesis en die regering en Design Biologics en wat daar gebeur het nie. Van wat ons wel kan verneem is dat die regering of OBP besig is om aansoek te doen om Biogenesis se entstof in te bring, en ons hoop daai proses gebeur vinnig. Wat Dunewax se entstof aanbetref, ons praat van middel Februarie, gaan daar 1,5 miljoen dosisse kom. Dit is bevestig, daar moet baie verkeerd gaan vir dit om nie op te daag nie. En dan wat BVI aanbetref, waarvoor ons in Botswana, waarvan ons vir al die jare entstof gekry het. Vroeger is daar gesê 1 miljoen doses einde Februarie, gister, en dit is weer eens, hierdie is nou deel van die stories. Gister het ons gehoor 700,000 dosisse, want daar is nou back and claw in Botswana ook wat hulle moet beheer. So ons hoop vir die 700,000 dosisse einde Februarie. En dan het ons dan ook gesien dat die IRC sy aanleg begin loop het, waar die eerste 12.900 dosisse klaar is. Van wat ons verstaan is dit 'n relatieve klein aanleg, omtrent 25.000 dosisse 'n maand. Ek dink daar sal meer bevestiging uitkom oor die presiese getalle, maar op hierdie stadium help elke bietjie. En dan wil ek net vinnig noem oor die groter proses. Wat ek vroeër gesê, daar's 'n klomp planne in plek. Die belangrikste plan wat in plek moet kom, en daar's voorstelle ingedien, is wanneer hierdie entstof hier aankom, hoe gaan ons dit uitdeel? Waartoe gaan dit? Almal wil 'n deel hê. Almal, die voerkrale voel hulle verdien dit, anders stop jy die mark. Die melkerye voel hulle verdien dit, want hulle diere ly die ergste. Daar's verskillende sienings hieroor. Ons het voorstelle ingedien as die ICC of die klink soos die cricketraad, eerder as die industrieraad, en daar moet besluit word oor hoe dit gedoen gaan word, maar weer eens wag ons daarvoor. Die ander ding waaroor ons opgewonde is, maar dit tel nie noodwendig vir nou nie, is dat ons gevra is om 'n Section 10 skema, so afdeling 10 van die dieregesondheidwet, waar jy hierdie siekte bietjie buite die wet amper kan sit met 'n Section 10, is waar ons aansoek gedoen het vir voorkomende inenting. En wanneer daar genoeg entstof is, om dan produsente toegang te gee om diere voorkomend in te ent. Veral melkerye is een wat belangrik is, voerkrale is een wat belangrik is, dat hulle konstante voorraad van geënte diere het, om seker te maak daai mark te loop. Maar ja, ons wag vir die finale antwoorde, maar dis min of meer waar ons staan. Ek dink die laaste ding wat ons vir mekaar moet sê is, hoe wyd is hierdie siekte versprei? Ek was gister in 'n vergadering en iemand het my direk gevra van die buiteland, wat se persentasie gevalle word nie aangemeld nie. En die eerlike waarheid is, ons weet nie. Ons weet hoe ver die siekte versprei is op die amptelike aanmeldingssyfers, hoe die kaarte getrek word, maar ons weet ook, daar's baie mense wat dit nie aanmeld nie, wat net voel, maar gaan my diere ros, hulle raak siek, hulle raak gesond, hierdie ding is in elke geval versprei, gee nie meer om nie. So, en ek dink is deel van die probleem. Ons weet nie eers regtig wat die omvang hiervan is nie, want hy is baie wyer, baie groter as wat ons op papier kan sien. Ja, ons waardeer jou tyd. Ek weet jy sit op 'n baie warm stoel, so baie sterkte daarmee. Dankie. Baie dankie. Hoofuitvoerende beampte van die rooi vleisprodusente organisasie, Dr. Frikkie Maree.
Nice bakkie. It's not a bakkie. It's a Hilux. It's not a bakkie. It's the new Hilux Legend 55.